Hallo daar, dis 'n groot lekker om jou te verwelkom by ons aanlyn Bybelskool van die boek Handelinge. Ons het by hoofstuk 6 aangekom. As jy vandag vir die eerste keer by ons inloer, al die ander notas van die vorige hoofstukke en die inhoud daarvan is op hierdie platform beskikbaar. Jy is baie welkom om daarin ook te blaai of om daarin te gaan en dit te kyk. En ja, daar's ook ander boeke op hierdie platform van die Bybel en hulle notas wat vir jou beskikbaar sou wees. Sou dit vir jou van belang wees en jy dit dalk sou wou hê. Handelinge is 'n merkwaardige boek, die werking van die Gees deur die kerk, deur gelowiges. Verlede week het ons gesien hoe belangrik reinheid voor die Here is, met Ananias en Safira, wat gedink het hulle gaan die gelowiges en die Here bedrieg. En die baie daadwerklike ingryp en daad van die Here. Die gelowiges word gevul met 'n heilige vrees. Maar die tekens en die wonders van die Here bly voort. Die genesende gemeenskap van Jesus volgelinge groei. Daar kom weerstand, al hoe meer van die Joodse raad. Soveel so dat hulle dreig, hulle wil hulle doodmaak, hierdie apostels wat so onbeskaamd oor Jesus praat. Hulle neem hulle gevange, maar in die nag word hulle bevry deur die engele. Waartoe gaan hulle? Hulle gaan terug tempel toe. Daar verkondig hulle die volle boodskap van Christus. Weer word hulle gevange geneem. Hulle word geslaan. Gamaliel sê vir die raad, julle moet baie mooi dink, want as hierdie van God afkom, gaan julle dit nie stuit nie. As dit mensewerk is, sal dit in elk geval stop. Die raad het wel na hulle geluister, maar eers die gelowiges geslaan. Die gelowiges baie bly daaroor, die apostels. Bly om te ly vir Christus, bly om die vernedering te beleef ter wille van Christus. Terug by die huise van die gelowiges kom hulle by mekaar en wat doen hulle? Hulle hou aan om die evangelie te deel en die getal gelowiges hou aan groei. Wat is die eerste uitdaging vir 'n groeiende kerk? Nie die weerstand nie. Natuurlik die behoud van die ware evangelie, die behou van die geloofsgewoontes, die geloofsritmes as jy wil. Nee, Richard Foster praat van die disciplines van die gelowiges. Natuurlik om dit te bou, daai gebede, die lof, die bestudering van die teks, die onderlinge mededeelsaamheid, die koinonia, die sorg van ander. Maar ons sien dat hoe groter die geloofsgemeenskap word daar in Jerusalem, hoe groter word die behoeftes van hulle wat swaar kry. En hoe spreek mens dit aan? Wel, hoofstuk 6 van Handelinge gaan ons daarmee help. Kom ons bid. Dankie Here Jesus vir vandag, dankie vir die geleentheid. Vader, ek weet nie waar die mense wat hierna luister, waar hulle self dalk nou mag bevind nie. Miskien is dit 'n persoon wat op die stoep hierna sit en luister en verlang, dalk terugdink. Miskien is dit iemand wat onlangs tot geloof gekom het of 'n hernieude passie vir u woord ontdek het. Here, miskien is dit iemand wat in die verkeer sit en van hierdie tyd gebruik maak om na te dink oor u eerder as om te dink oor werk en oor besig wees, om eerder hierdie tyd te gebruik om na u te luister en u woord te hoor. Wat dit ook al is, dankie dat u met ons elkeen praat op die plek waar ons is, in die lewensfase wat ons is, maar altyd vanuit die woord vars genade met ons breek. Oopbreek, soos brood. Kom en doen dit as vandag, asseblief ook in die naam van Jesus. Amen. Handelinge 6, die opskrif hier in die 83 vertaling wat voor my is, 7 diakens word gekies. In daardie tyd, toe die gelowiges nog steeds meer geword het, so die Jesus-beweging groei en groei en groei. En van die antropoloë sê dat daar was nog nooit in die geskiedenis so 'n groot groei van 'n beweging, soos die Christendom die eerste 300 jaar na die opstanding van Jesus nie. Hulle het al hoe meer geword. En toe het daar teen die Hebreëus sprekende klagtes gekom van die Grieks sprekendes dat hulle weduwees in die daaglikse versorging afgeskeep word. Nou wie was hier die Grieks sprekendes? Wel, is Grieks sprekende Jode, wat vanuit die diaspora na Jerusalem toegekom het. Sien, met die vervolging van die Jode het hulle versprei na ander dele toe. Ons sien byvoorbeeld van 'n man met die naam van Paulus, wat van Tarsus afkom. So dis Joodse gelowiges wat Grieks sprekend was, maar omdat hulle van die ander kante afkom, was hulle deur die Judeese, Hebreëus sprekende gelowiges van Jerusalem op neergekyk. Dit was maar die manier van die Hebreëus sprekende Jode van Jerusalem om so na ander te kyk. Hulle het gepraat van barbaroi. Hulle het na ander verwys, na die Samaritane, wat soms vertaal word as honde. Hulle het regtig neergekyk op hulle.
en daar was baie hoogmoed gewees. So nou kom die Grieksprekende weduwees en sê, weet jy dat daar's 'n stelsel hier by julle, en dit was so gewees binne die Joodse stelsel, om vanuit die sinagoges juis vir die weduwees te sorg. Is 'n Bybelse beginsel. Jy sorg, daai Deuteronomium gaan jy lees. Jy sorg vir die weduwees. In Eksodus 22. Jy sorg vir die weduwees. Jy sorg selfs vir die vreemdelinge. Sal Eksodus 22 sê, die philoxenos, die liefde vir die vreemdeling. Gaan kyk maar daar vers 21 tot 24. So daar word gesorg, en nou kom die Grieksprekende weduwees vanuit die diaspora, vanuit die verspreiding, en hulle sê, ons is ook nou deel van die Jesus gemeenskap, maar daar word nie na ons gekyk nie. So dit word die eerste uitdaging vir die gelowiges. So die evangeliese eerste strukturele uitdaging is nou voor die leiers. Wat gaan hulle doen? Die 12 apostels roep toe al die gelowiges bymekaar en sê vir hulle, dit is nie reg dat ons die verkondiging van die woord van God verwaarloos om die versorging te kan behartig nie. Hierdie is 'n pen in die grond. Hier is 'n geweldige belangrike punt wat die apostels maak. Hulle sê, heel eerste is ons prioriteit die woord van God. Om by die ware evangelie, die volle boodskap van hoofstuk 5, om by die ware evangelie te hou. Dis ons eerste prioriteit. En sodra ons begin om dit af te water, dan skeep ons primêre taak af. Ek lees graag vir jou wat John Stott sê, en hoor dit net mooi. The devil's next attack was the cleverest of the three. Having failed to overcome the church by either persecution, die vervolging wat met hulle gebeur het, or corruption, Ananias en Sapphira, he now tried distraction. Persecution, corruption, distraction. If he could preoccupy the apostles with social administration, which though essential was not their calling, they would neglect their God-given responsibilities to pray and to preach, and so leave the church without any defense against false doctrine. John Stott maak dit baie duidelik dat die ware evangelie, die oeroue evangelie, die behoudende evangelie, die evangelie soos wat ons hom gekry het, dat hy behoue moet bly vir die volgende geslag, daai evangelie, dis waaraan hulle aandag moes gee, waarop hulle moes vestig, en waarop hulle moes fokus. En nou is die moontlikheid dat as hulle nou so sê, wag, maar ons kan nie dit doen nie, ons moet nou hierdie ook doen, sou hulle die woord afskeep. Nou broers, soek 7 mans onder julle uit, wat daarvoor bekend is dat hulle vol van die Heilige Gees is, en wysheid het, sodat hulle vir hierdie taak aangestel kan word. So, mans wat geïnspireer is, en mans wat vol wysheid is. Nou, wysheid begin by die dien van die Here. Wysheid sal natuurlik ook geken word daarin dat hulle die skrif ken, dat hulle die Here ken, en dat hulle in die gemeenskap geken word. Ons sal dan ons aandag aan gebed en die bediening van die woord gee. Dit is baie belangrik vir die voortbestaan van die kerk, dat daar tyd gespandeer word aan gebed en die bediening van die ware woord, die bediening van die woord, die fokus daarvan. Die voorstel het by al die gelowiges byval gevind, en hulle het vir Stefanus gekies, 'n man met 'n vaste geloof en vol van die Heilige Gees. En verder, Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaus, wat van Antiochia afkomstig was en van tevore uit die heidendom tot die Jodendom oorgegaan het. Almal van hierdie manne, al 7 van hulle het Griekse name. En hoe mooi is dit nie, dat die wysheid wat vir die apostels gegee is, en die kies van hierdie 7 manne, was 7 manne wat gefokus sou wees op die Grieksprekende weduwees, en dis almal met Griekse name, wat dit sê, hulle was Grieksmagtig. Almal manne uit die Jodendom, uit die Griekse agtergrond van die Jodendom, wat daar is om die Grieksprekende weduwees te bedien. So spesifiek, en as ek en jy daarna gaan kyk, en ons kyk terug op hulle lewensstorie, en jy dink, hulle is deur die Here voorberei, presies vir 'n tyd soos hierdie, presies om nou diensbaar te wees in hierdie oomblik, vir hierdie weduwees, wat soveel behoefte het, dan sien ons, hoe mooi is die lig van die evangelie nie, op mense se lewens, wanneer hulle eie lewe ook so raak sien nie. Een van hulle se name is Stefanus, en hy word eerste genoem, want Stefanus se rol nou in die kerk ook, en die rol in Handelinge gaan ook nou al meer duidelik word vir jou en my.
Die gelowiges is voor die apostels gebring, en die het vir hulle gebid en vir hulle die hande opgelê. Nou die oplê van die hande in hierdie geval was 'n bemagtiging. Dit was 'n erkenning. Hierdie 7 manne word deur ons uitgestuur vir dienswerk, wat ons nie gaan verrig nie, maar wat hulle gaan. En ons sien dus die liggaamsmodel van die kerk. Gaan kyk maar 1 Korintiërs 12, Romeine 12, word al hoe meer duidelik hierin. Die woord van God het verder versprei en die getal gelowiges in Jerusalem het geweldig toegeneem. Selfs 'n groot aantal priesters het gelowig geword. Julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria, uithoeke van die wêreld. Ons sien dus dat die kerk in Jerusalem is besig om uit sy nate uit te bars. Dit word al hoe groter. Maar die kerk is nou al besig om strukturele aanpassings te maak. Hulle stel nou al dienswerkers aan, Hierdie 7 manne. En nêrens word daar genoem dat hulle diakens is nie. Maar die werk wat hulle kom doen is diakonos. Hulle kom om te dien, diakonia te bemiddel. En in die kerk het dit later ontwikkel as 'n bediening veral gefokus op wat ons beskryf as alimentasie, die bereiking van nood, die aanspreek van nood, die liefhê van die armes en die versorging van hulle, en die weduwees en almal wat vertroosting nodig het. Dis waartoe hierdie diakens natuurlik na toe uitgereik het. Dis na wie toe hulle uitgereik het. En die woord van God versprei, want die apostels hou hulle by die woord en by gebed. So die woord en 'n kerk wat dien, is 'n kerk wat ontplof. En selfs priesters uit die Jodendom stap oor en word deel van hierdie gemeenskap. En dan Stefanus, vers 8. Stefanus aan wie God baie genade gegee het, genade en krag gegee het. Nou hierdie woord aan wie God baie genade gegee het, is vol van genade, is 'n woord, 'n term, 'n uitdrukking wat ek en jy net een ander plek in die Nuwe Testament kry, en dis in Johannes 1 vers 14, wat sê Jesus was vol van die heerlikheid van die Vader, vol genade en waarheid. So hy was vol genade en krag, en hy het wonders en tekens onder die volk gedoen. So Stefanus, een van die ander, is besig ook om sy gawes uit te leef met tekens en wonders. So hy's vol wysheid, hy's vol tekens en wonders, presies dieselfde wat die apostels gedoen het. Wat weer kom sê, dis die werking van die Gees deur gewone gelowiges. Party van die lede van die sinagoge van die vrygelate slawe, soos dit genoem is, wat bestaan het uit Jode wat van Cyrene en Alexandria afkomstig was, het toe saam met Jode wat van die provinsie Cilicië en Asië gekom het, met Stefanus begin redeneer. Sinagoges was 'n plek gewees, nou oral om in Jerusalem was daar verskillende sinagoges, en hierdie een was 'n sinagoge wat die naam gehad het van die vrygemaakte slawe. So die Jode wat lid was van hierdie sinagoge, was Jode gewees wat slawe was van Romeinse burgers, maar vrygekom het. So hulle is hierdie vrygemaaktes, maar hulle is steeds deel van die Joodse gemeenskap, en hulle kom na die sinagoge toe, sodat hulle die Torah kan bestudeer. En nou begin hulle redeneer, en dit was natuurlik die wêreld van daai tyd. Ons sien dat daar met Jesus gereeld geredeneer was. En 'n wêreld van eer en skaamte, kom daag ek jou uit met my kennis van die skrif, met my kennis van die Torah. En dan het ons 'n openbare debat, en die een wat die debat wen, sy eer styg, en die een wat verloor, sy eer daal. Daar kom skaamte oor so 'n persoon. So hier in 'n wêreld van eer en skaamte, kom daag hulle om uit, en daar's meer van hulle, en hulle daag vir Stefanus uit. En onthou hy's vol van die Gees, onthou hy's vol wysheid, onthou hy's vol van krag en van genade. So eintlik is hulle in die moeilikheid, nie waar nie? So hulle debatteer nou met hom, hulle redeneer met hom. Vers 10 skryf Lukas vir ons, hulle was egter nie opgewasse teen die wysheid wat hy van die Gees ontvang het, en waarmee hy gepraat het nie. So Stefanus het 'n merkbare voordeel bo hulle gehad. Vers 11, toe het hulle mense omgekoop om te sê, ons het hom teen Moses en God oorlaster. Omgekoop. Kan jy onthou van iemand in die Bybel wat omgekoop is vir 30 stukke silwer, of met 30 stukke silwer natuurlik, Judas. En ons sien dat ook in Jesus se valse verhoor is ander oorgehaal om hom valslik te beskuldig. Sien, dis wat mag doen. Mag maak dat jy jou mag kan misbruik deur valse gerugte te versprei, deur nie die waarheid te praat nie. En wanneer jy nie in staat is om argumente te wen nie, wel dan boelie jy. En hulle is besig om te jok.
en hulle jok teen Stefanus wat met die waarheid besig is. En net soos Ananias en Safira gejok het, kom hierdie manne en hulle jok, hulle bedrieg, die weerstand teen die beweging van Jesus word al hoe meer fel. Hulle het die volk en die familiehoofde en die skrifgeleerdes opgesweep. So hierdie is 'n beskrywing van die Sanhedrin, maar ook ander om hulle. Die het op hom afgestorm, hom gegryp en voor die Joodse raad gebring. Dis die 3de keer dat gelowiges voor die Joodse raad ingebring word. Maar ons sien hier dat Stefanus alleen is. Ons lees nêrens hier van 'n Petrus en van 'n Johannes en van die ander apostels nie. Hy's alleen. Hy was in debat gewees, hy was in redevoering gewees en hulle was nie opgewasse nie en nou word hy met geweld geneem. Hoe dink net vir jouself die atmosfeer, die spanning van daai oomblik, toe hy met geweld voor hulle ingebring word. Klink baie soos Jesus, né? Hoe hulle hom hanteer het, hoe daar met hom gemaak is. En hulle het hom voor die Joodse raad gebring en valse getuies gekry om te sê, hierdie man wil nie ophou om dinge teen die heilige tempel en die wet van Moses te sê nie. Nou die heilige tempel sal natuurlik die gebou wees. Jesus wat gesê het dat hy is die tempel en jy sal hom afbreek, maar dit sal weer opgebou word, want hy sal opstaan, natuurlik die verwysing daarvan. Maar interessant, as ek en jy na vers 11 weer kyk, staan daar, ons het hom teen Moses en teen God oorlaster. Nou word daar weer gepraat van die tempel en teen Moses. Kan jy hoor, wat is die prioriteit vir hierdie mense? Is God die prioriteit? Of is Moses en die wet en die sisteem van die tempel die prioriteit? Waaroor was hulle so kwaad vir Jesus? Oor die tempel, toe hy hulle besigheid gekanselleer het, daai dag toe hy die tempel gereinig het. Waaroor was hulle so kwaad vir Jesus? Toe hy kom sê het, maar die Sabbat was vir die mens, nie die mens vir die Sabbat nie. Toe Jesus vir hulle kom wys het, hoe lyk dit om die Here jou God lief te hê en jou naaste soos jouself, in sy gelykenisse. Toe hy vir hulle kom wys het, julle het die huwelik en egskeiding het julle so misbruik, weet jy wat is God se bedoeling daarmee? Toe hy die hele liewe tyd vir hulle kom wys het, hoe Exodus 20 uitspeel, die 10 gebooie uitspeel, in die lewe van 'n toegewyde gelowige, wat hy self was. Hoe dit sou lyk, wanneer jy dit leef, wanneer jy die hart daarvan leef, en God se plan vir 'n floreerende samelewing, die gemeenskap tref. Nou, hulle het nie daarvan gehou nie. Hulle het van hulle sisteme gehou, van hulle wette gehou, van hulle beheer gehou. En nou weer, die enigste manier hoe hulle hierdie kan stuit, is deur te jok en valse gerugte in te bring. Vers 14, ons het hom hoor sê, dat hierdie Jesus van Nasaret die tempel sal afbreek en die voorskrifte wat Moses vir ons gegee het, sal verander. Onthou, daar staan valse gerugte. Maar Jesus het mos gesê, dat hy sal opstaan, en hulle het nie valse gerugte, of hulle het nie antwoord op dit nie. Hulle bring valse gerugte, met valse beskuldigings, en hoor net wat sit Lukas hier vir ons in, as 'n einde van hierdie besondere hoofstuk. Toe al die lede van die Joodse raad na Stefanus sit en kyk, sien hulle dat sy gesig, soos die van 'n engel lyk. Nou wie het soos 'n engel geskyn? Moses, toe hy van die berg af kom, toe hy in die teenwoordigheid van die Here kom, en wat het later gebeur? Die heldere skyn, die glans van God, het weggegaan. Stefanus is nie op 'n berg nie. Stefanus is nie met die 10 gebooie, die kliptafels hier voor hom nie. En tog is Stefanus vol van die Heilige Gees. En wanneer hulle hom sien, dan sien hulle dat hy skyn. Stefanus is stoksied alleen. Hy is onregverdig hier in 'n verhoor. En tog is hy nie alleen nie. Die Here is by hom, en so sal ons sien, hy sien die Here. Hy sien die Here, en dit verander als. David Guzik som dit so op. Stephen was at perfect peace. His face was not filled with fear or terror, because he knew his life was in God's hands, and that Jesus never forsakes his people. So as jy op 'n plek is waar jou lig skyn, en waar jy onregverdig behandel word, waar daar onregverdige leuns oor jou versprei word, valse gerugte agter jou rug versprei word, plannetjies gemaak word, omdat mense nie teen die waarheid wat in jou lewe is, dit wat jy deel, dat hulle nie teen dit opgewasse is nie. Hou vas aan die Here wat sê, hy sal jou nooit versaak nie, en nooit verlaat nie.
Die Here is by jou, gelowige, en 'n tyd soos hierdie, kom ons leer by Stefanus. Amen. Dankie Here Jesus dat ons kan sê amen. Dan sê mag dit so wees. Laat dit altyd so wees. Dankie Here dat U woord ook hier uit Handelinge 6 vir ons leer dat die primêre rol binne in die kerk is eerstens gebed in die woord. Dat die kerk ook 'n kerk sal wees met 'n liggaam wat uitreik na die nood, sodat gebed, die woord en die aanspreek van nood juis die teken sal wees van 'n gesonde geloofsgemeenskap. Mense wat 'n liefde het vir die vreemdeling. Mense het wat 'n liefde het vir die woord. Mense wie se liefde vir God en se liefde vir die naaste sigbaar word na hulle byeenkomste by mekaar en hulle uitdra van die evangelie. En Here, ek besef dat wanneer ons hierdie leef, hierdie mooiste gemeenskap sigbaar maak, dan kom dit met teenkanting en ons het net U aanmoediging weer nodig vandag. So kom raak ons aan en begeester ons, mag ons gehoorsaam wees in alles wat ons doen, Here, omdat dit oor U gaan. In Jesus se naam bid ek dit. Amen. Amen. Mooi week vir jou.